Goeienaand broers en susters, ek groet julle in die mooi naam van Jesus. Hierdie maand gesels ons weer met julle verder oor mense in die Bybel. En een van hulle is Jethro en dit is Moses se skoonseun. Ons gaan lees uit Exodus 18 vers 13 tot 16. In die volgende dag het Moses gesit om reg te spreek vir die volk, en die volk het voor Moses gestaan van die môre tot die aand toe. En toe Moses sy skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy: "Wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe?" En Moses antwoord sy skoonvader: "Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle 'n saak het, kom hulle na my, en dan moet ek reg spreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak." Onder so 'n groot groep sou daar natuurlik baie geskille en interpretasievrae wees om op te los. Moses was blykbaar feitelik die enigste erkende regter in die land, en die taak om elke saak aan te hoor, het Moses van die oggend tot die aand besig gehou. Jethro het dit opgemerk en Moses daaroor uitgevra. Omdat Moses God en sy woord geken het, was hy in staat om geskille onder die kinders van Israel regverdig te besleg. Tog was dit 'n groot las om al hierdie verantwoordelikheid alleen te neem. Dit was nie net dat Moses ongeskik was om hulle geskille aan te hoor nie. Dit was nie dat hy omgegee het vir hulle geskille nie. Dit was nie dat die werk onder hom was nie. En dit was nie dat die mense nie wou hê Moses moes hulle geskille hoor nie. Die probleem was eenvoudig dat die werk te groot was vir Moses om te doen. Sy energie is onverstandig bestee en geregtigheid vir baie in Israel vertraag. Moses moes delegeer, net soos in Handelinge 6 vers 2 tot 4, waar die apostels daarop aangedring het dat hulle moes delegeer sodat hulle nie die woord van God sou verlaat en tafel sou bedien nie. Hierdie ding is te veel vir jou, as jy nie in staat is om dit alleen te doen nie. Tot Moses se eer, hy was bereid om te leer. Toe Jethro sê dat die ding wat jy doen nie goed is nie, het Moses na Jethro geluister. Moses het geweet hoe om nie voor die klagtes van die kinders van Israel te buig nie. Exodus 17 vers 3. Maar het ook geweet hoe om goddelike raad van 'n man soos Jethro te hoor. Mense wat deur God geroep is om te lei, loop altyd die gevaar om meer te probeer doen as wat hulle kan. Dit was die eerste noodsaaklike stap in effektiewe delegering vir Moses. Hy moes vir die mense bid. Moses moes die probleme na God bring. Gebed was 'n noodsaaklike aspek van Moses se leierskap van die volk. Vir Moses om effektief te lei en te delegeer, moes hy die woord van God nie net leer aan diegene wat die geskille sou hoor nie, maar ook aan diegene wat wou twis. As die mense God se woord self geken het, kon baie geskille onmiddellik geskik word. Ook as die mense God se woord vir hulle self geken het, sou hulle nie moedeloos wees as hulle nie hul saak na Moses self kon bring nie. Hulle kon weet dat een van Moses se afgevaardiges hulle raad kon gee uit God se wysheid. Daar is 'n duidelike analogie tussen die leierskap van Moses vir Israel en die leierskap van 'n herder onder God se mense. Die analogie pas nie op elke punt nie, maar in baie aspekte. God is erken as die ware leier van die mense. Die leier kon nie die werk van leierskap alleen doen nie. Die leier het 'n spesiale verantwoordelikheid vir God en onderrig gehad. Die leier moet ander kies, oplei en gesag gee om met die werk te help. Die volk het 'n besliste rol in dit alles gespeel, in Deuteronomium 1 vers 13. Die Christelike pastoor is in sommige opsigte vergelykbaar met Moses, want hy is afgesonder as 'n leier in die groep broeders, en as sodanig is sy taak nie net om die mense te leer nie, maar om vir hulle by God te pleit. Die volgende stap in effektiewe delegering vir Moses was om mense te kies. Delegering misluk as die werk nie in die hande van bekwame, godvrugtige mense geplaas word nie. Slegs spesifieke mense was geskik vir hierdie pos. Mense van bekwaamheid, mense van godsaligheid, mense van God se woord, mense van eer. Dit beteken dat Moses 'n noodsaaklike funksie van 'n leier moes vervul, om nuwe leiers te ontwikkel en te implementeer. Daar is geen groter kuns in die wêreld as om die latente vermoëns van diegene rondom ons te ontwikkel deur hulle aan nuttige dienste koppel nie.
Paulus het dieselfde raad aan Timoteus gegee in 2 Timoteus 2 vers 2. En wat julle van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat ook ander sal kan leer. Vir God om effektief te delegeer, moet hy steeds toesig en leierskap hê oor diegene onder hom. Delegering is die uitoefening van leierskap, nie die verlating daarvan nie. Jethro het geweet dat sy raad van buite die gemeenskap van Israel gekom het, en miskien meer van 'n bestuurskool as van bestaande heilige skrif was. Daarom was hy versigtig om vir Moses te sê, dat hy seker moes wees dat God hierdie benadering beveel het, en nie Moses nie. Alle raad wat ons van mense ontvang, moet getoets word, deur dit aan God oor te gee vir bekragtiging en wysiging. Dit was die eerste beloning vir doeltreffende delegering. Moses sou die lewe meer geniet en sy werk beter as ooit kon doen, en die uitputting vermy om elke geskil te besleg. Die tweede beloning was dat die mense effektief bedien sou word. Hierdie metode het ook die voordeel gehad dat probleme vinnig opgelos is, omdat mense nie in die ry vir Moses hoef te wag nie. Hoe langer 'n kontroversie duur, hoe erger word die warbel. Hoe meer warm woorde bespreek word, hoe meer omstanders raak betrokke. Jesus het gesê, ons moet gou met ons teestanders goedgesind wees. Matteus 5 vers 25. God het Moses deur iemand van buite geleer, en Moses het geluister. Moses het Jethro se raad wyslik gevolg, en dit het beslis sy bediening uitgebrei en hom doeltreffend gemaak. God het baie maniere om sy wil aan sy dienaars bekend te maak. En Moses se administratiemetode het sommige 'n hoër posisie as ander gehad, tog het God die getroue diens van die heersers van 10 net soveel geëer as die diens van die heersers van duisende. Dit was goed vir Moses, hy kon op die belangrikste dinge fokus en nie oorweldig en oorbeklemtoon word deur baie kleiner take nie. Dit was goed vir die leiers wat Moses gekies het, bekwame manne wat ware verantwoordelikheid gekry het en die geleentheid gehad het om God se volk op sinvolle maniere te dien en God se werk te bevorder. Dit was goed vir die gemeente. Moses het vir hulle gebid en geleer, sodoende kon hulle meer dinge self afhandel. Wanneer die volk wel 'n dispuut moes besleg, het hulle vinniger aandag en beter aandag aan die gedelegeerde leiers gekry as van Moses self. Dit is beter om 100 man aan die werk te sit as om die werk van 100 man te doen. Broers en susters, gaan wees disippels, gaan leer, en laat die Here jou seën in hierdie aand, in hierdie dag, vir dit wat jy doen, wat jy leer, sodat jy kan toepas in jou lewe, en dat jy wysheid sal nastreef, net so Salomo, en sal weet wat die Here vir jou wil hê, wat jy moet doen vir die toekoms. Gaan in vrede, ek is lief vir julle, ek bid vir julle,